Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Assa, hier is 'n paar van julle wat reg is. Die tieners, julle is so welkom uit te beweeg daar boontoe na die Echo lokaal toe. Hulle is reg vir julle daar. En die res van ons gaan net vir so 'n oombliekie vanoggend hier binne wees. En ek glo die Here vanoggend met elkeen van ons sommer net iets wil kom deel. Wie van julle ken die goue reël? Enigiemand? Die goue reël. Gee vir haar 'n lekker handeklap. Doen aan ander, hierso is hy, behandel, ja, hy's reg. Doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. Okay, so vir 'n ekstra punt. Kom ons gaan vir 'n ekstra punt. Jy het 1 punt gekry. So vir 'n ekstra punt, waar staan hierdie in die Bybel? 50 randjies vir jou daar agter. Enigiemand? Matteus, yes. Okay, spesifiek, is julle reg, drumroll. Kan julle drumroll? Yes, daar's hy. Lukas 6 vers 31. Doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. En dis 'n groot beginsel. Baie van julle het gedink, okay, weet jy wat, ek het nie geweet, lekker, het staan in die Bybel nie, staan dit actually in die Bybel, jy het groot geword ook met dit, en jy het nie agtergekom nie, en, maar wat as iemand iets aan jou doen, en iemand behandel jou nie, soos hulle graag wil behandel word nie, dan laat ons daarom maar om dit te verander, nee? Ons kom verander daai beginsel sommer, dan is dit nie meer so, doen aan ander wat jy graag wil hê hulle aan jou moet doen nie, dan is dit, behandel ander soos hulle jou behandel het. Ja, wie van julle relate met dit? Julle moenie skaam wees vanoggend nie, waar sê, hier's van julle, nee? So, byvoorbeeld, iemand sit op Facebook, enigiemand wat Facebook het? Ja, so, ja, hierdie groepie voor, hulle is wakker. Ek sien daar agter, ons hoor, hulle lag tot, nee? Hulle is aan die gang, soos 'n rentekraal hier voor. Die ander is soos, ons word nog nie lekker. So, enigiemand wat Facebook het, of dalk WhatsApp status, iemand sit op, in die week sit hulle, party mense sal nooit verander nie. Nee? Of hulle sit dalk op respek kom van 2 rigtings af. Nee? Of nog een is wat ons almal baie graag love om te doen is die Here weet of die Here sien. Enigeen van julle het dit al gedoen. Nou sal maak daar's 'n paar. Enigiemand wat dit al aan jou gedoen het? Ja, so almal weet presies wat aangaan, almal weet presies, weet jy wat, daardie persoon is daai een waarvan sy praat, of daai een is waarvan hy praat, en hoekom doen ons dit? Want ons wil hê iemand moet dit lees, en ons wil hê iemand moet seer kry as hulle dit lees. Ons wil hê hulle moet voel wat ons voel, nee. Ons wil hê dat hulle het ons nie behandel soos daai goue lewensreël sê nie. Hulle het maar my anders hanteer en ek wil hê hulle moet so voel. Soos byvoorbeeld hulle ignoreer jou en daarom ignoreer jy hulle. Of hulle praat oor jou en daarom vertel jy vir almal jou weergawe. Of daar is nog een, hulle stel jou teleur en daarom onttrek jy. Jy onttrek net heeltemal, hulle het jou teleurgestel, jy het seer gekry. Hulle verneder jou en daarom wag jy tot die perfekte kans om dieselfde met hulle te doen. Of hulle gee dalk die koue skouer en sonder dat jy dit weet, gee jy vir hulle ook die koue skouer. En ek dink ons almal kan relate met dit en toe ek voorberei te dink, ek is presies dit in daardie rigting wat ek vandag wil gaan, want wat gebeur wanneer iemand jou so seer maak, dat jy stadig aan soos die persoon begin word, wat jou seer gemaak het? Wat gebeur dan? Wat gebeur dan wanneer iemand jou seer maak en jy begin net soos hulle word? In die afgelope paar weke, ons is in die 3de week en hierdie is deel 3 van ons reeks Man na God se hart.
En ons kry soveel great terugvoer van dit. Dankie vir elkeen van julle wat vir ons instuur en vir ons sê, weet jy, dankie vir dit. Dit het net iets in my lewe kom doen. En ek glo die Here gaan vanoggend iets in elkeen van ons se lewe kom doen. Maar die afgelope paar weke het ons 'n bietjie stil gestaan na die reëse wat Dawid gefeis het in sy lewe. Eerste week was, wie kan sê? Julle mag nie weer antwoord nie, Roan. Wie kan sê, eerste week, wie was die eerste week hier? Goliat, nê? Goliat was die eerste week en laasweek het ons 'n bietjie gekyk na wat doen vrees en woede en eensaamheid in jou lewe. En is alles dinge wat Dawid, alles reëse wat Dawid in sy lewe ervaar het wat binne-in was. Maar vandag gaan ons 'n bietjie 'n ander reës face. Vandag gaan ons 'n bietjie 'n reës face wat nie noodwendig 'n swaard gedra het nie, maar wat 'n kroon gedra het. 'n Reës wat nie noodwendig in die veld gestaan het nie, maar wat op 'n troon gesit het. 'n Reës wat nie 'n Filistyn was nie, maar hy was iemand vir wie Dawid gewerk het, hy het geveg vir hom en hy het omgegee vir hom en sy naam was Saul gewees. Ons gaan so 'n bietjie na Saul gaan kyk uit hierdie gedeelte uit en ons moet net so 'n bietjie 'n backstory kry van presies wat het daar gebeur. Dawid en Saul, jy dalk al so 'n bietjie gehoor van dit. Dalk het jy dit al gelees, maar so 'n bietjie 'n backstory, net 'n bietjie 'n recap van wat daar gebeur het tussen Dawid en Saul. Dawid het glad nie om mee te begin. Dawid het glad nie enige rede gehad om so behandel te word deur Saul soos wat hy behandel was nie. Glad nie. Hy het niks gedoen om dit te verdien nie. Hy het Saul getrou gedien, hy het geveg vir Saul en hy het 'n musiekinstrument gespeel, Dawid. Hy was 'n musikant gewees. So die oomblik wanneer Saul, wanneer hy ontsteld was in sy binnekant, die oomblik wanneer daar goed in sy binnekant gebeur het, dan het hy vir Dawid geroep. Wat leier van sy hofdienaars was, het hy geroep en hy het gesê, bring jou musiekinstrument hier, baie weird. In my geval sou ek my klavier gevat het, maar hy het sy musiekinstrument gevat, sy harp en hy het vir hom gespeel en dan word Saul se binneste gekalmeer. God het hom so gebruik. God het gesê, Dawid, ek gaan jou gebruik om presies dit te gaan doen. Nog verder 'n bietjie backstory is, Dawid het met Saul se dogter getrou en hy het ook sy seun se beste vriend Jonathan geword. Maar hier was 'n probleem. Saul het jaloers geword. Saul was jaloers op Dawid en so het hy Dawid nie meer gesien as 'n leier wat vir hom veg nie. Hy het nie meer hom gesien as iemand na wie hy opkyk nie, maar hy het hom so 'n bietjie gesien as 'n bedreiging. En wat doen ons wanneer ons iemand sien as 'n bedreiging? Ons laat nie die son oor hulle skyn nie. Ons sê net, ons soek alles fout wat hulle possibly kan doen, en hy het so 'n bietjie vir Dawid so stadig aan begin vernietig in die proses. Die man wat as koning gesalf is, die man wat absoluut 'n roeping het, die man wat in paleise sou bly, vind homself waar hy vlug in grotte, en dis wat ons laasweek so 'n bietjie stil gestaan het op. So jy gaan so 'n bietjie agterkom, Dawid, ons ontgin so 'n bietjie 'n paar dinge rondom Dawid se lewe en ons gaan kyk maar wie was hy en wat het gebeur en al hierdie goed. So hy bevind homself in grotte waar hy daar beland en die man wat geroep was vir groter dinge word deur die heilige koning word hy vervolg. Kan jy imagine om stil te staan vir 'n oomblik? Kan jy imagine hoe Dawid moes voel? Kan jy dit imagine hoe hy moes gevoel het? Kan jy imagine hoe frustreerd hierdie ou moes gewees het? God het hom geroep vir groter dinge. God het hom gesalf en ewe skielik bevind hy homself in sy journey waar hy sê, ek weet nie lekker of dit is wat die Here vir my in gedagte gehad het nie en ek weet nie of ek op die verkeerde pad of ek weet nie wat gaan aan nie. Maar dalk, net dalk, het jy jouself daar bevind al. Dalk was jy so 'n bietjie frustreerd met tyd. Dalk het jy al hierdie vraag gehad wat Dawid gevra het. En jy sit dalk vanoggend hier en of jy kyk dalk in die week na hierdie en jy sê dalk maar ek relate met dit. Ek ervaar presies wat Dawid ervaar het en dit bring my presies by vandag se teksgedeelte. Ons gaan in 1 Samuel, as jy 'n Bybel het, 1 Samuel 24 gaan ons induik en dan gaan ons 'n bietjie gaan kyk na wat is van die dinge wat ons kan uithaal daar vanoggend, want hier iemand se alarm gaan af. Is alles alright? Ons sê, okay. Next gaan die foon lui. So,
terug by die storie. 1 Samuel 24 en om weg te spring by hierdie is Dawid vind homself nog steeds waar hy vlug vir koning Saul. Hoekom vlug hy vir koning Saul? Want koning Saul wou hom doodgemaak het. As jy nie weet wat aangaan nie, afgelope 2 weke is op ons YouTube kanaal agape.tv, gaan kyk dit asseblief. Ek gaan nie nou daarby stil staan nie, want ek het exciting dinge wat ek vanoggend wil by uitkom by julle. So, ons lees saam 1 Samuel 24 vers 1. Dawid het toe in En-Gedi gaan bly. Dis waar ons wegspring. Dis ons opening gedeelte, dis die openingsgedeelte wat vanoggend hier vir ons reveal word. Dawid het toe in En-Gedi gaan bly en Saul kom agter en Saul hoor intussen dat Dawid het by En-Gedi gaan wegkruip en hoor wat doen Saul toe. Toe Saul van die inval van die Filistyne teruggekom het, het hy gehoor dat Dawid in die bergskuilings van En-Gedi is. Saul kom toe met 3 afdelings uitgesoekte manskappe van Israel om Dawid en sy manne by die Klibbokkraans te gaan soek. Hy gaan soontoe. Hy vat 3000 uitgesoekte soldate saam en hy is op 'n soektog. Hulle het nie Live 360 gehad nie. Okay. Daar was nie Live 360 gewees as jy wonder dan sê soos van wat is Live 360? Dis 'n amazing app, gaan download dit en sit jou hele household op dit. Jou hele huishouding gaan sit jy op en jy kan jou vrou trek waar sy gaan en jy kan jou man trek en jy kan jou kinders trek as hulle fone het. So wat lekker is dit voel of ek advertensie vir hulle doen. Wat lekker is dat jy hoef nie vir jou vrou die hele tyd te WhatsApp nie. Sy sien net jy's op pad huis toe. Hy trek jou en alles. Dis 'n amazing app. Live 360. Hulle het nie dit gehad nie. Imagine as hulle dit gehad het, dit sou dit soveel makliker gemaak het, maar hulle is op 'n soektog en hulle vlug, hulle gaan na Dawid hulle toe en hulle gaan soek hulle. En Dawid het laasweek net so bietjie geraak aan Dawid wat by die Adullam grotte gaan wegkruip het. Daar was spesifiek 400 mans wat so by hom aangesluit het met tyd. Soos hy daar weggekruip het, het daar 400 mans by hom aangesluit. Hierdie mans het deur moeilike goed gegaan. Hierdie mans was moedeloos. Hierdie mans was almal manskappe wat nie hulle skuld kon betaal het nie. So hulle het so bietjie by hom aangesluit met tyd. En so was hulle so 400 mans wat daar aangesluit het. Maar met tyd, soos hulle begin ongelukkig raak het met Dawid, het hulle gaan aansluit by koning Saul. En dis waar hierdie 3000 mans, hierdie uitgesoekte soldate vandaan kom. Almal wat 'n issue met Dawid het. Want dis mos hoe dit werk. Jy het altyd mense wat jou join op jou mission, okay, om iemand terug te kry. Dalk het jy dit al gedoen, dalk het iemand dit al met jou gedoen, en dalk het jy al hierdie woorde gehoor. Weet jy wat, ek gaan haar nail. Ja, ek gaan vir haar sommer haar fortune vertel. Kan jy glo dat daai persoon dit doen, hè? Kan jy glo dat sy dit doen? Ek gaan vir haar nou presies sê wie sy is en waar sy vandaan kom en dan gaan ek en sy so 'n bietjie mekaar face, nê. Dis hoe dit gewerk het. Almal mense, daai tipe mense, daai mense wat dit gedoen het, is almal mense wat 'n bietjie 'n grudge teen Dawid gehad het. Want 'n rebel soek 'n pel. Jy het al dit gehoor. 'n Rebel soek 'n pel. Ons hou nie daarvan om alleen deur dinge te gaan nie. So, wat ons doen is, ons bitterheid soek altyd iemand wat saam jou bitter is. Nee. Oomblik as jy bitter is, gaan soek jy altyd iemand. Dis soos magnete. Hulle attract, nee. Iemand wat skinder soek altyd iemand wat luister. Dis weet jy wat, ek wil nou net gaan sê, "Oh, nee, vertel vir my." Weet jy, ja nee, weet jy, ons sal vir haar bid. Weet jy, ons gaan, dis 'n lyn wat al ons Christene doen. Weet jy, ons sal vir haar bid, nee, maar weet jy wat, nee, yes. Joh, sy en haar man gaan daarom maar deur hektiek goed. Sal nie glo nie, hulle staan op skei. Oh, nee, rarig, ek gaan bid daaroor, nee. Dit is mos hoe dit gaan, skinder soek altyd iemand wat luister, en selfbejammering soek altyd iemand wat ook hulle self bejammer, want ons hou nie daarvan om alleen deur goed te gaan nie, en dis hoekom dit so belangrik is. Terwyl ek in hierdie gedeelte is, en terwyl ek in hierdie gedeelte gelees het, is dit asof dit vir my uitstaan, is dis hoekom dit so belangrik is om die regte crowd mense om jou te hê. Mense wat vir jou sê, hoorie, ek gaan nie langer laat my ore asblikke wees nie. Weet jy wat, ek gaan nie langer laat hoor wat jy van daai persoon sê nie. Iemand wat jou kan reghelp, iemand wat vir jou kan sê, weet jy wat, ek dink jy is verkeerd. Dis super belangrik en dit is sommer ons wegspringplek vandag is. Kry die regte crowds in jou lewe, omring jouself met die regte mense
dan sal jy definitief groei. So Dawid het net 'n paar 100 mans saam hom gehad, obviously, en dit was nie net 'n meningsverskilletjie of sommer nie net iets wat klein was hierdie nie, ek dink ons moet dit besef. Dit was huge gewees. Dit was rarig ernstig gewees. Dawid se lewe was in gevaar gewees. En dis hoekom hy vlug. En dit bring my die volgende gedeelte. Op pad daarheen naby skaapkrale sien Saul 'n grot. Hy gaan toe daarin om 'n draai te loop, onwetend dat Dawid en sy manskappe agter in dieselfde grot is. Nou kan ons net gou pause vir 'n oomblik. Is julle reg? Ons lees baie keer ons dan ons sê, okay, dis cool en al die goeters. Kom ons pause vir 'n oomblik. Die 33 vertaling sê, of die 83 vertaling sê, om homself te ontlas. Nou verstaan almal. Almal is soos, hy het nie net 'n draai gaan loop nie. Nee, hy het letterlik, dis wat die 83 vertaling sê, die 33 vertaling sê, om sy voete te bedek met sy broek. Okay, dit my dadelik laat dink, toe ek en Lorinda nog uitgegaan het, toe is die enige karavaanparkers hierso by ons vanoggend. Ja, julle is baie. Enige kampers, steek asseblief hoog op julle, want julle gaan presies verstaan waar ek vandaan kom nou. Okay, julle gaan nou presies weet. So gebeur dit toe dat my skoonpa ons nooi en hulle sê vir ons, nee, hoorie, ek en Lorinda het nog uitgegaan, ek het 'n spesiale huisie, 'n tent gehad. Ons het dit die pastorie genoem. So want ons het nie in dieselfde tent gebly nie, obviously nie. So is ons in die karavaanpark en al die goed en ek is in my tent en die ding wat ek toe nou opmerk in die oggende, eerste hoor jy laat al die maatjies uit hulle gaatjies uit moet kruip. Want daar's 'n treintjie wat verbykom en al die maatjies oplaai en dit is mos dis great, nê? Dis lekker, al die kinders klim op en mamma en pappa kan bietjie gaan rus en al die goeders. En die volgende ding is dan sien ek uit die tente kom die oomies met hulle koerante. Hulle kom uit die tente uit met hulle koerante en 'n rol toiletpapier in hulle hand. Nê? So die snaakste ding van alles, ek het vir Lorinda daarna gesê, dis die snaakste ding van alles is niemand worry as 'n vrou met 'n rol toiletpapier loop nie. Maar laat 'n man met 'n rol toiletpapier loop. Almal weet in daai kamp what's coming. Hulle weet. Okay? Oom is op pad en vir my amazing hoe die oomies in die badkamers met mekaar gesels asof hulle, ja, weet jy wat, dis so lekker en sit in 'n ry en hulle alles is reg en goed. En kan ek net eerlik wees vir 'n oomblik? Dit is net 'n geleentheid vir ons mans om so bietjie te ontsnap van die besig wees af, nê? Nee? Sê Lorinda vir my gisterand, dis baie lekker, so julle mag ontsnap en ons mag nie. Ons moet na die kinders kyk, dus ek sê, wel die Here het gesê, vrou sal, maar laat ek nou nie in daai rabbit hole intrap nie, anders gaan almal kwaad wees vir my. Ons almal kwaad vir my vanoggend. So almal weet en dan is die kinders soos, daai hom gaan skootery en dit is dit en dit en dit en dan is dit 'n vet joke, maar almal weet wat kom in 'n karavaanpark. Ek dink nie Dawid het geweet wat kom nie. En sy manskappe. Hulle kan nêrens heen vlug nie. Hulle sit daar en hulle is soos van, oh my goodness. Okay. Dawid sal onbewus van wat aangaan en hy gaan daarin en hy doen sy deel en hy bring sy kant. En ek dink iets wat ons moet opmerk hier is dat sonder dat Saul weet, stap Saul direk, hierdie man wat Dawid vervolg, hierdie man wat Dawid wil doodmaak, hulle is in die grot besig om weg te kruip, sonder dat hy dit weet, stap hy direk in Dawid se hande in. Hy stap direk in sy hande in. En ek weet nie of dit is hoe die Here dit beplan het nie, ek weet nie of dit is hoe dit moes uitwerk nie, maar ek dink nie hulle het geweet wat kom nie, en ek dink ook nie Saul het geweet wat kom nie. Maar Dawid hoef nie Saul te gaan soek nie, hy hoef nie 'n plan te gemaak het nie, hy hoef nie te gaan en te gaan sê, weet jy wat, okay, so dit is wat ons gaan doen. As hy inkom, doen ons dit en dit en dit, of as ons hom moet tackle, doen ons dit en dit en dit was nie daar nie. Al wat daar was, is Saul wat direk na hulle toe aangestap kom, alleen onbewus van wat aangaan. Heeltemal onbewus van wat aangaan.
En Saul is in 'n nederige posisie. Saul vind homself in 'n nederige posisie op sy knieë, besig om te squat. Nederige posisie. Beste ding wat kon gebeur het was, Dawid kon hom net daar uitgehaal het. Maklikste teiken, maklikste manier om te strike en te sê, weet jy wat, easy target, kom ek retaliate en kom ek doen dit. Maar ons wag mos baie keer, en net so is dit met ons in ons lewe, ons wag baie keer, dat iemand op hulle vulnerabelste is. Want Saul was op sy vulnerabelste. Ons wag baie keer dat iemand op sy vulnerabelste is, en dan strike ons, en dan kry ons daai persoon terug. Ons kry daai persoon terug, en sê, weet jy wat, jy verdien dit, en dit is hoe dit moet wees. En ek wil jou vanoggend vra, om so 'n bietjie daai storie een kant te sit, en by jou storie in te haak, is, wie is jou Saul? Wie is jou Saul vanoggend? Wie is daai een naam, wanneer daai naam genoem word, wat jy voel, ek is klaar met daai persoon? Weet jy wat, ek het genoeg gehad met daai persoon? Wie is daai persoon wat jy nog steeds probeer boet, en nog steeds probeer laat betaal, vir dit wat hy of sy aan jou gedoen het, en jy speel dit keer op keer in jou kop af? Wie is daai persoon? Watter reaksie staan jy gereed mee, die oomblik as jy moet daai persoon face alleen. En hulle is op hulle vulnerabelste posisie. Vanoggend vir sê, jy sal nooit alleen in 'n grot kry dalk nie. Jy is vanoggend, jy gaan dalk nooit jou sal alleen in 'n grot kry nie, maar jy sal waarskynlik 'n grot oomblik kry. En ek bid dat vandag 'n grot oomblik is. 'n Grot oomblik is 'n oomblik waar die Here jou hart kom verander en vir jou kom sê, it's not worth it. Dis nie die moeite werd nie. Dis 'n grot oomblik. Dalk gaan jy nooit jou Saul gaan jy alleen kry nie. En Dawid se manne fluister saggies. Dis nou jou kans. Onthou, hulle is in die grot. Saul is besig, sy besigheid, hulle is daar. Dis nou jou kans. Vandag is die dag waarvan die Here gepraat het toe hy gesê het, ek sal Saul sekerlik in jou mag gee, sodat jy met hom kan doen wat jy wil. Dis nou jou kans. Dawid het toe stilletjies vorentoe gekruip en 'n stuk van Saul se mantel afgesny. Hier is dit nou. Dis nou jou kans. Gaan, ou, kom, let's do it. Gaan vinnig, stoot hom vorentoe. Hy sê, nee, wag. Gaan nie dit nou doen nie, wag. Dit moet van God af wees. Hierdie moet definitief van God af wees. Hierdie is die perfekte geleentheid. Kyk, daar is hy vir jou. Is 'n easy target. Jy kan dit doen. Doen dit nou. Maar is iets wat ek wil hê vanoggend moet weet. Die grot openbaar nie net wie Saul was nie, maar die grot openbaar wie Dawid was. Die grot openbaar nie net wie Saul was nie, maar openbaar wie Dawid was. En ek wil by jou storie intap. Wat sou jy gedoen het? As ek dit vir jou moet oorgee en vir jou moet sê, daar's hy. Man wat jou vervolg, man wat jou wil doodmaak, alles gaan tot 'n einde kom as jy hierdie ou uitwis. En jy sit dalk en jy sê, ek sou dit gedoen het. Dit kom hom toe. Alles wat hy gedoen het, kan ek vir jou sê, hy kwalifiseer. Maar, die ander vraag aan die ander kant is, wie was Dawid? Ons het gesê, dit openbaar wie Dawid was. Wie was Dawid? En ek wil vanoggend vir jou 4 dinge kortliks gee, wat jy vanoggend kan vat. 4 dinge, wat jy vanoggend kan vat, en wat jy vanoggend kan toepas in jou lewe, en waar ons amper in die middel van ons is in die middel van hierdie reeks, wat jy kan vat huis toe, en wat jy vanoggend kan sê, right, so wat is dit vanoggend wat die Here vanoggend vir my wil sê vanuit hierdie gedeelte uit. En die eerste een is, net omdat dit moontlik is om hulle terug te kry, beteken nie dat dit reg is nie. Net omdat dit moontlik is, beteken nie dat dit reg is nie.
Hy kry perfekte geleentheid om die probleem op te los, om te op te hou vlug, en vanuit 'n menslike perspektief, vanuit my en jou oogpunt uit, lyk dit perfek en dit lyk reg en yes, let's do it, kom ons gaan vir dit. Maar Dawid verstaan iets wat sy manne nie verstaan het nie. Net omdat iets moontlik geword het, die geleentheid daar is, beteken nie dat dit reg is nie. Hy het iets gesnap, iets in sy binneste. En ek wil vanoggend vir jou sê dat 'n oop deur van God, wat jy dink van God, of 'n oop deur van God af, nie noodwendig altyd die regte ding is om te doen nie. Nie noodwendig God se goedkeuring wegdra en deur God goedgekeur word nie. 'n Geleentheid om iemand terug te kry, 'n geleentheid om iemand te laat voel wat jy voel, hulle te ignoreer of iemand te soek om saam mee te skinder, beteken nie dat dit noodwendig God se goedkeuring wegdra nie. Want die Here gee nooit 'n oop deur direk teen sy wil nie. Kry mense wat sê, ja, maar ek het gebid en die Here het vir my gesê, ek kan dit doen en al, dis teen God se wil. Want hier sien ons wat God se wil is. Ja, maar ek het gebid en weet jy wat, die Here het vir my gesê, ek moet dit en dit en dit en dit doen. Okay, is dit God se wil? Ek weet nie lekker as jy die Bybel lees, is dit God se wil? Ja, ek weet nie lekker nie. Ons verwar baie keer die oop deure en ons dink ons bid daaroor, maar daar is ook 'n vyand, nê? So dalk het jy vanoggend alle reg om kwaad te wees, soos Dawid. Dalk het jy vanoggend alle reg om te voel soos jy voel, maar dit beteken nie noodwendig dit word deur God goedgekeur nie. Party oop deure, het ek al agtergekom, is 'n toets aan ons karakter. Dit toets 'n bietjie wie ons is en wat ons doen. So, hoe weet ek dat dit deel is van God se plan? Hoe weet ek dis 'n oop deur? Hoe weet ek, moet ek dit nou doen of moet ek dit nie doen nie? As jy vra hierdie volgende paar vrae. Weerspieël hierdie reaksie Jesus. Dis 4 vrae. As jy dit wil neerskryf vanoggend, jy is so welkom. Hierdie 4 vrae kan dalk net jou lewe verander, okay? Weerspieël dit Jesus se reaksie hierdie. As jy dit nou moet doen, is dit hoe Jesus graag wil hê jy moet optree? Tweede een, praat ek die waarheid of probeer ek iemand terugkry of seermaak of straf? Sal ek oor 5 jaar steeds trots wees op hierdie besluit? Is dit die storie wat ek eendag wil vertel? Hierdie 4 vrae. Ooit net wil straik, as jy ooit net wil iemand terugkry en jy weet nie lekker of jy bid en ek dink is 'n oop deur, vra hierdie vrae en as een van hulle verkeerd is, sê okay, dit is nie God se wil nie. Okay, hierdie is definitief nie God se wil nie. Tweede ding, moenie toelaat dat jy seer kry jou identiteit bepaal nie. Tweede punt. Moenie toelaat dat dit in jou hart gaan lê nie. Terug by die storie. Dawid, sy manne in die grot, Saul is in die grot. Saul het 'n draai gaan loop en hulle hou hom dop. En hoor wat gebeur volgende. Ons is in vers 5. Dawid het toe stilletjies vorentoe gekruip en 'n stuk van Saul se mantel afgesny. 1 Samuel 24 vers 6 tot 8. Maar daarna begin Dawid se gewete ompla, omdat hy 'n stuk van Saul se mantel afgesny het. Ek het verkeerd gedoen om so teen die gesalfde van die Here op te tree, sê hy vir sy manne. Ek mag nie my hand teen hom oplig nie, want hy is die Here se gesalfde. Dawid het sy manskappe skerp berispe en nie toegelaat dat hulle Saul aanval nie. Saul het uit die grot uitgegaan om sy agtervolging voort te sit. Vers 6 tot 8. En Dawid beweeg stilletjies nader aan Saul en hy sny 'n hoek van sy kleed af. Hy maak Saul nie seer nie, maar hy neem 'n stukkie van sy materiaal en hierdie is baie interessant. Hy neem 'n stukkie, jy vra dalk nou maar, hoekom het hy dit gedoen? Hy neem 'n stukkie van Saul se materiaal, van die materiaal van sy mantel, sy kleed, as bewys dat hy hom nie doodgemaak het nie. Sou enigiemand vra? Hulle sê dis die mees algemene verklaring hoekom hy dit gedoen het. Nog een sê
dat die soem of die hoek van 'n koning was gewoonlik van hulle kleed in die antieke nabye ooste, het hulle geglo dat wanneer jy dit is iemand se mag, dis iemand se gesag, dis iemand se amp. So die oomblik wanneer jy dit afsny, vat jy dit letterlik weg van hom en jy ontneem dit. En ek dink dit is hoekom Dawid so geskrik het en gesê het, sy gewete het hom onmiddellik begin plaas, sê die skrif. En ek dink dit is hoekom. Hy sê dis dalk een van die twee dinge hoekom dit gebeur het. Maar Dawid het nie toegelaat dat sy seer in sy hart gaan lê nie. Hy het nie toegelaat dat sy identiteit gevorm word deur sy seer nie. Hy het Saul nie aangeval nie, hy het hom nie beseer nie, hy het 'n stukkie kan doen nie, maar die groter gevaar is wat Saul se optrede binne hom kan doen. Wat Dawid besef. Sien, hier's 'n man waarby ons baie kan leer, glo ek. Waarby ek baie leer elke dag. 'n Man wat die pad gestap het, 'n man wat goed verkeerd gedoen het, maar 'n man wat ook gesê het, weet jy wat, ek staan op en ek gaan dinge anders doen. En Dawid besef dit, dat weet jy wat die groter gevaar lê binne in my, want dis mos wat seer kry doen. Ek het 'n paar goed hier neergeskryf. Dis wat seer kry doen in ons lewe. Wat seer kry kom doen is, jy begin mense wantrou omdat een persoon jou verraai het. Jy begin hard word omdat iemand jou sagtheid misbruik het. Jy begin beheer omdat jy bang is iemand maak jou weer seer. Jy begin mense behandel soos jy behandel is. Saul se gedrag was Saul se verantwoordelikheid. Dawid se optrede was sy verantwoordelikheid gewees. Wat in jou gedoen is, was dalk nie jou skuld nie, maar jou genesing hoef nie vir altyd in daardie persoon se hande te bly nie. Ek sit dalk hier vanoggend en jy sê vir my, weet jy wat, dit is presies hoe ek voel. Presies hoe ek voel. Jy het geen idee nie. Jy het geen idee waartoe ek gaan nie. En ek weet dalk nie waartoe jy gaan op hierdie oomblik nie. Maar ek weet hier is baie van julle wat deur tawwe goed gaan. Ek weet hier is baie van julle wat deur moeilike goed worstel. En deur diep goeters en jare en jare en jare se trauma en seer kry. Wat jy saam met jou dra. En dis sakke sement wat jy saam met jou dra. Dit is goed soos, weet jy wat, jy het geen idee nie, maar my pa het my verkragt toe ek baie klein was, of my pa het my gemolesteer. En weet jy wat, ek word fisies emosioneel word ek abuse in my huis en maar dit vrywaar ons nog steeds nie om te doen wat ons voel ons moet doen nie. Maar daar's iets diepers. Daar's iets diepers wat binne in ons gebeur. En ek dink dis hoekom die Here vandag stil staan by hierdie gedeelte. Want hy sê, dit wat met jou gebeur het is baie, baie sleg. Maar dit gee nog steeds nie 'n free pass om te doen aan mense, ander mense, wat hulle aan jou gedoen het nie. So wanneer hulle skinder en jy skinder terug, het jy hulle nie oorwin nie. Jy moet vanoggend dit weet. Jy soek oorwinning, dit gee jou nie oorwinning nie. Iemand het dalk vir jou gesê, weet jy moet deel met jou issues, kom net verby dit asseblief. Dalk in jou huwelik of dalk met jou kinders, en jy het vir kinders sê, jy moet deel met hierdie goeters, is besig om jou ondergang te beteken, is besig om jou te vernietig, maar wanneer jy skinder, hulle skinder en jy skinder ook, beteken dit nie dat jy hulle oorwin het nie. Wanneer hulle jou verneder en jy verneder hulle terug, het hulle jou nie oorwin nie. Maar wanneer hulle jou uitskuif en jy skuif hulle uit, het jy nie oorwin nie. Jy het dalk die argument gewen, maar 'n deel van jou karakter het jy verloor. Jy oorwin nie duisternis deur om donkerder te word nie. Jy oorwin duisternis met lig. En dis iets dieps wat die Here vir my kom openbaar het en vir my kom sê het, is ons natuurlike mens, die natuurlike reaksie is, kom ons gee hulle wat hulle toekom. Maar daar's klaar duister. En as jy donkerder word, gaan dit nie ligter word nie. Dit word net ligter wanneer daar lig ingeskyn word. En dit bring my by punt nommer 3. Vergifnis is moontlik en bly 'n keuse.
Derde ding uit Dawid se lewe uit. Vergifnis is moontlik en dit bly 'n keuse. Daarna kom Dawid uit die grot. Ons is nou al klaar by dit wat in die grot gebeur het. Saul kom uit, Dawid kom uit. Daarna kom Dawid uit die grot en roep agter hom aan: "Meneer die koning." Toe Saul omkyk, het Dawid gekniel en diep voor hom gebuig. Hy sê vir Saul: "Hoekom luister u na mense wat sê, ek wil u leed aandoen? Vandag kan u met u eie oë sien dat dit nie waar is nie. Want die Here het u daar agter in die grot in my mag gegee. Sommige van my manskappe het gesê dat ek u moet doodmaak, maar ek het u lewe gespaar, want ek het gedink, ek sal hom nooit leed aandoen nie, want hy is die gesalfde van die Here. Kyk, pa, wat het ek in my hand?" Dis 'n stuk van die mantel. Ek het dit afgesny, maar ek het u nie doodgemaak nie. Dit bewys dat ek nie 'n kwaaddoener of 'n opstandeling is nie. Ek het nie teen u gesondig nie. Tog agtervolg u my om my dood te maak. 1 Samuel 24 vers 9-12. Dawid keer sy manne. Hy sê nee. Laat Saul gaan. Wat? Wat is fout met jou? Wat is fout met jou? Hy sê back down, ouens. Okay, gaan uit na Saul toe. En Dawid buig voor Saul. En ek wil hê met vanoggend weer dat Dawid, dit beteken nie dat hy stem saam met Saul se gedrag nie. Beteken glad nie dat hy saam met dit stem nie. Dit beteken nie dat Saul onskuldig is nie. Beteken nie dat Dawid hom weer gaan vertrou nie. Maar Dawid kan Saul se posisie eer sonder om voor te gee dat Saul se gedrag teenoor hom reg was en goedgekeur was. En hy hou 'n stukkie van sy mantel in sy hand as bewys van dit en hy sê, weet jy wat? Kyk wat is in my hand. I'm gonna let you go. Ek gaan jou laat gaan. Kyk wat is in my hand vandag. En Dawid val Saul nie aan nie, maar hy maak ook nie asof niks gebeur het nie. Vergifnis beteken nie, en ek weet dit is 'n baie diep ding vanoggend om oor vergifnis te praat, maar ek voel tog om vir 'n oomblik daar stil te staan en ek voel baie van ons sukkel met dit en daar's baie vrae oor dit. Vergifnis beteken nie dat dit nie seer maak nie. Maak seer. Dit beteken nie dat dit wat met jou gebeur het aanvaarbaar is nie. Beteken nie dat daar geen gevolge, nagevolge behoort te wees nie. Beteken nie dat daar vertroue onmiddellik herstel hoef te word nie. Dat jy moet teruggaan na 'n onveilige of 'n vernietigende verhouding nie. En dit beteken nie dat jy daai persoon volle toegang tot jou lewe weer moet gee nie. Maar wat vergifnis wel beteken is dat ek weier dat wat jy aan my gedoen het vir die res van my lewe beheer wie ek word. Dit kies ek vandag. Dis vergifnis. Vergifnis en dit wat ons van moet loskom beteken nie ons moet doen wat die ander persoon doen nie. Want dis ultimately ons wat daaronder lê. Stem julle saam? Dis ons wat daaronder lê. Jy voel daai persoon gaan aan en daai persoon gaan aan met sy of haar lewe en kan hulle nie net agterkom wat hulle aan my gedoen het nie. Nee, hulle kan nie. Hulle kan nie. Wanneer gaan hulle agterkom? Die oomblik as hulle iets anders sien. Daar was iets anders aan haar. Daar was iets anders. Okay. Daar was iets anders aan hoe sy optree. Ek het 'n gedeelte, so 'n mooi gedeelte. Ek gaan dink, wat sal dit wees as Dawid vandag vir ons iets moes sê? Daai verhaal het afgespeel en in die Nuwe Testament gaan lees ons en wat is dit wat Dawid vir ons sou wou gesê het oor hierdie gedeelte? Onthou dit het gebeur, dis alles en vandag is ons hier. En wat is dit wat Dawid vir ons sou gesê het? En dit kry ons in Psalm 57, hoor hoe mooi is hierdie. Jare later, wat dit gebeur het. Jare later, skryf hy hierdie, en hy reflekteer daaroor hierdie encounter wat hy gehad het, en hy gaan skryf dit, want die psalms is eintlik mos maar 'n journal, wat hy daar in die veld gesit en skryf het, en hy het geskryf, en dit is wat vandag dit is.
En ons kry dit in Psalm 57, ek het 'n paar verse wat beautiful is, wat ek glo hy vandag vir my en vir jou wil sê oor hierdie gedeelte. Wees my genadig, o God, wees my genadig. Ek soek skuiling by U. In die skaduwee van die vlerke sal ek skuil, totdat die onheil verby is. Uit die hemel antwoord hy en red my. Hulle wat my wil vernietig, sal hy verneder. God sal sy trou en waarheid stuur. Ek is omring deur leeu's tussen bloeddorstige mense wat my wil verskeur. Hulle tande is soos spiese en pyle, hulle tong is so skerp soos swaarde. Hulle het vir my voete 'n lokval gestel. Ek voel te neergedruk. Hulle het 'n gat voor my gegrawe, maar het self daarin geval. Ek vertrou en al geheel en al op U, o God. Vertrou ek onwrikbaar. Ek wil lofliedere sing, want U trou is hoër as die hemele, U waarheid reik tot in die wolke. Mag U verhewe wees tot bo die hemele, o God, en die heerlikheid erken word oor die hele aarde. 'n Beautiful gedeelte. Dawid het gekies om genade te bewys. Hy het gekies om Saul nie te gee wat hom toekom nie. Hy het gekies om Saul nie weer onbeperkte toegang tot sy lewe te gee nie, en hy het gekies om die finale oordeel in God se hand te sit. Punt nommer 4. Laat God toe om God te wees. Beteken nie niks gaan gebeur nie. Laat God toe om God te wees. Vers 13, 1 Samuel 24. Die Here sal tussen ons twee oordeel. Dit hy vir Saul sê. Die Here sal tussen ons twee oordeel. Die Here sal wraak neem oor wat U aan my doen. Ek self sal U egter nooit kwaad aandoen nie. Dawid sê eintlik in vandag se taal, die Here sal tussen my en jou oordeel. Okay. Die Here sal reg laat geskied. Die Here sal wat dit moet wees, sal hy laat dit wees. En ek dink wat ons vanoggend vir mekaar sê is, Dawid het dit nie ontken nie, en ons ontken dit nie vanoggend nie. Hy verskoon nie Saul se gedrag nie, ek doen ook nie. Hy weier egter om eenvoudig regter te speel, en hy plaas die geregtigheid direk in God se hand. Want wraak sê, ek moet hulle laat betaal. Wraak. En wraak is oor in bitterheid, en dis dalk hoekom jy vanoggend bitter is hier waar jy sit. Ek moet hulle laat betaal dit wat hulle moet betaal. Geloof sê God het gesien. God het gesien. God ken die waarheid. God kan dit beter hanteer as wat ek dit kan hanteer. Want ek wil vir julle sê, as Martin ingryp, is dit moeilikheid. Moeilikheid. As ek moet ingryp in my situasies, is dit moeilikheid. Maar geloof sê, God kan dit beter hanteer as wat ek dit kan hanteer. Die persoon wat jou seer gemaak het, sal ook nooit jammer sê nie. Persoon wat trauma by jou veroorsaak, die persoon wat jou onregverdig hanteer het, hulle sal selfs aanhou om dit te doen, maar jou vryheid kan nie vir altyd afhanklik wees van 'n verskoning nie. Op 'n stadium moet jy vir hulle sê, dit wat hulle gedoen het, sit jy in God se hande, en jy gaan God toelaat om God te wees. Jou verantwoordelikheid is joune, en jy is verantwoordelik vir jou. Ek wil vir 'n oomblik praat met iemand wat nie meer die Here dien hier vanoggend nie. Jy is dalk hier, of jy kyk dalk aanlyn in die week na dit, en het 'n bietjie weggedrift. Het 'n bietjie weggegaan, en jy bevind jouself dalk in die veld, en is ver weg, en jy dien nie meer die Here nie. En dalk was jou Saul nie 'n koning gewees nie, soos in hierdie storie. Dalk was jou Saul iemand met 'n kerktitel, of 'n leier, of 'n Christen. En iemand wat God verteenwoordig het jou diep seer gemaak, en jy sê dalk, weet jy wat, as dit is so 'n Christen is, wil ek nie 'n Christen wees nie.
as dit is hoe 'n Christen moet wees, en as dit is hoe 'n Christen optree, ek wil glad nie 'n Christen wees nie. Of jy sê dalk, as dit is hoe die kerk werk, bly ek eerder weg. Of jy sê dalk, as God dit toegelaat het, wil ek hom nie ken nie. Ek kan nie jou seer minimaliseer vandag nie. Ek kan nie vandag vir jou sê jou seer is nie groot nie. Wat gebeur het was dalk verkeerd gewees, en hulle gedrag was dalk heeltemal verkeerd. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, moenie jou Saul verwar met Jesus nie. Moenie jou Saul verwar met wie Jesus werklik is nie. Want jou Saul het dalk God se naam gebruik, maar jou Saul het nie God se hart gewys nie. Die persoon wat jou seer gemaak het, is nie noodwendig 'n akkurate prentjie van wie Jesus is nie. Of jy sê hoe Jesus is. Die beste wat jy possibly kan imagine. Daar is nie so 'n persoon op planeet Aarde nie. Daar is nie. Maar moenie toelaat dat iemand wat Jesus verkeerd verteenwoordig het nie, jou vir altyd van Jesus sal weghou. Jesus is vals beskuldig, hy is verwerp, hy is sleg behandel, hy het die mag gehad om mense uit te wis en mense te gee wat hulle moet kry, maar hy het dit nie gedoen nie. En dis die evangelie is, ek het vir jou moet opsom, is Jesus wat kom sterf het aan 'n kruis, en wat vir mense sê, ek gee nie vir julle wat julle verdien nie. Maar ek wil nie vanoggend vir jou sê, moenie vir daai persoon gee wat hy nie verdien nie, maar ek wil vir jou vanoggend sê, wat Jesus sê is, kom na my toe, en ek gee vir jou 'n nuwe hart. Want wanneer ons weier, om vir mense te gee wat hulle verdien, wys dit nie net selfbeheersing nie, maar dit wys vir mense hoe die Vader lyk. En mense staan, en dan kom verandering. Dan is daar verandering in mense se harte. Dan sê mense, oh, wow, en hulle ontmoet Jesus. En forever life change. Vir ewig. David se most famous descendant Jesus skryf hierdie soveel jare later in die Nuwe Testament. Maar jy sê nou ja, maar dis Ou Testament en ons het Psalms. Ek wil vir jou sê wat Jesus skryf vir Petrus in die Nuwe Testament. 'n Stukkie goud vir ons vandag. Bære jou swaard, sê Jesus vir hom. Almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard vernietig word. By the way, dit is die gedeelte net waar Jesus gearresteer is, net voor Jesus gearresteer is, kom Petrus en hulle wil Jesus vat en hy gaan kap soldaat se oor af, Malchus, baie weird storie, en Jesus kom en Jesus is soos van, bære jou swaard, maar ek glo die Here wil dit vanoggend vir ons sê, bære jou swaard, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard vernietig word. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy die swaard gaan opneem, en as jy die swaard gaan bly opneem, gaan dit jou vernietig. Dit gaan. It's a given. Dit gaan jou vernietig. Hoe lyk dit in die praktyk? Jy vra vir my, maar hoe lê ek die swaard neer? Jy sê vir my, ek het die swaard opgeneem. Yes, ek erken dit vanoggend. Maar hoe lê ek hom neer en hoe lyk dit in die praktyk vandag? Want ek wil vir jou sê, as jy hierdie doen, gaan jy vryheid ervaar soos nog nooit van tevore nie. Want die Here het gekom sodat ek en jy kan vry wees. Die Here het gekom sodat ek en jy kan vry uitstap vandag. Vry mense. Het gaan wees soos 'n sak sement wat van jou afval vandag. Vir sekere mense en vir iemand hier vandag beteken dit delete die boodskap wat jy wil stuur. Vir iemand anders, hou op om die storie oor en oor en oor te vertel. Vir iemand anders, praat die waarheid, maar doen dit om sonder om aan te vat. Vir iemand anders, stel 'n gesonde grens op. Vir iemand anders lyk dit dalk, laat God toe om die regter te wees. En vir iemand anders,
Bely dat jy begin word het soos die persoon wat jy seer gemaak het en vra God om weer jou hart sag te kom maak. Jy kan nie verander wat hulle aan jou gedoen het nie, maar jy kan vanoggend 'n besluit neem met die hulp van die Here dat daar iets binne in jou hart moet kom verander. En jy hoef nie so Saul te word om Saul te oorleef nie. Die grootste oorwinning vir jou is dat jy nie Saul word nie. En ek wonder hoeveel Sauls sit hier vanoggend. Ek wonder hoeveel Sauls sit vanoggend hier en ervaar hierdie. En Dawid staan met 'n stuk van Saul se kleed in sy hand, bewys dat hy nie net 'n keuse gemaak het nie, maar dat hy die mag gehad het om dit te kon doen. Die bewys dat hy naby genoeg was. Die bewys dat Saul kon gee wat hy verdien, wat hom toekom. Maar die stukkie materiaal vertel uiteindelik nie net 'n storie oor Saul nie, maar dit vertel 'n storie oor Dawid se hart. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek dink dit is tyd om vanoggend die swaard neer te lê en om 'n stukkie van daardie kleed af te sny. Sê, weet jy wat? Dis tyd om die swaard neer te lê. Ek het 'n bewys vandag. Ek het 'n bewys dat ek kan doen wat ek wil doen. Dis in my hand. Ek gaan hom gee wat hom toekom. Ek gaan hom gee wat sy verdien. Dalk is dit lank terug. Ek gaan dink hoeveel mense en 'n skerry. En ons gaan nou in daai gedeelte inbeweeg. Hoeveel mense daar rarig is wat ek so 'n bietjie 'n grudge teen hulle het. En ek kan nie vir julle sê hoe dit my lewe beïnvloed het nie. Drasties beïnvloed. Ek preek vir myself ook vandag hier. Ek doen nie alles reg nie. Maar ek dink dit is tyd om die swaard neer te lê en julle sal sien hier voor 'n skare. En daar's 'n kleed op elke tafel. Ons gaan vir jou geleentheid gee om vorentoe te kom. As dit jy is vanoggend en jy voel ek het dit probeer in my eie hande invat en ek het die swaard opgetel en ek het net soveel seer dat jy vanoggend na die tafel toe sal hardloop. En dat jy vanoggend soos dat jy 'n stuk van daai kleed afsny en saam jou huis toe vat of in jou Bybel sit as 'n bewys vandag dat jy klaar kry met dit en dat jy die swaard gaan neerlê. Ek kon dit gedoen het, kon seer gemaak het, kon teruggekry het, maar ek het nie. Ek spreek vry. Om dit wel te doen en ons gaan geleentheid gee en ek gaan vra dat Zandriele vir ons die houseluit sal afsit en ons gaan 'n spesiale song vir julle doen. Henko gaan 'n song vir julle doen en sommer net tussen jou en die Here vanoggend. Wil jy moet mooi na die woorde luister van hierdie song. En dan kies jy. Ek het gekies. Dis my bewys wat ek saam gaan dra. My bewys wat sê I'm gonna let go. Ek het net genoeg gehad. Ek wil doen wat Dawid gedoen het. Hy het nie toegelaat dat dit diep in sy hart gaan lê nie. Ek gaan vir jou geleentheid gee. Jy is welkom nader te respond. Jy is welkom in die song te respond. Jy is welkom om sommer nou op te spring en hiernatoe te kom. Luister na die volgende woorde.
will defend you. And if you're burdened, I'll share the weight. And if you're hopeless, then let me show you there's hope in the Jesus way. And I follow Jesus, I follow Jesus. He wore my sin, I'll gladly wear His name. He is the treasure, He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. If you strike me, I will embrace you. And if you chain me, I'll sing His praise. And if you kill me, my home is heaven. For I choose the Jesus way. And I follow Jesus, I follow Jesus. He wore my sin, I'll gladly wear His name. He is the treasure, He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. And I choose surrender, I choose to learn. Oh God, my Savior, You'll always be enough. I choose forgiveness, I choose grace, I choose to worship no matter what I face. I choose the Jesus way, I choose the Jesus way, I choose the Jesus way, I choose the Jesus way. I follow Jesus, I follow Jesus. He wore my sin, I'll gladly wear His name. He is the treasure, He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. I follow Jesus, I follow Jesus. He wore my sin, gladly wear His name. He is the treasure, He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. Oh, I choose the Jesus way. Hierdie kan die beste dag van jou lewe wees. Hierdie kan 'n oomblik wees waar jy vandag hier uitstap en ons gaan die oomblik net so gewyd hou en ons sal sagte musiek in die agtergrond speel. Maar ons wil vir jou aanmoedig om so 'n oomblik hier stil te staan. Dink ons is 'n bietjie vroeër klaar. O, amper. Gehoop ons is 'n bietjie vroeër. Maar as jy hier sal stil staan en ek en Herman is hier en die gebedsspan is hier. As jy gebed nodig het, as jy sommer net nodig het om 'n afspraak te maak in die week en jy het iemand nodig wat saam met jou moet bid of 'n paar goed wat jy deur moet werk, is jy so welkom, kontak die kerkkantoor en kom by ons uit en ons is hier om saam hande te vat en saam beter te word, nê. Maar laat God toe om die regter te wees, bewaar jou hart, bou gesonde grense en kies die storie wat jy eendag sal wil vertel. Want 'n man na God se hart weier dat die hart van die persoon wat hom seer gemaak het sy eie hart word. En dit los ek by julle vandag. Vader, dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees, Here.
Dankie dat hierdie in ons hand vandag 'n bewysstuk is, dat ons kon reg in eie hande gevat het, maar ons gee dit oor vir U. Ons gee dit vir U in U hande oor, Here, want U kan dit soveel beter hanteer, as wat ons dit ooit kan hanteer. Dankie dat ons vanoggend 'n keuse kon maak, en almal wat vanoggend hiernatoe gekom het, en wat nog wil kom, en wat nie fisies kom doen het vandag nie, maar in hulle gedagtes kom doen het. Dankie vir dit, Here. Dankie dat ons kan leer uit U woord uit, en dankie vir goud wat in U woord is, rondom die lewe, Here. Kom seën elkeen vandag in Jesus naam. Amen. Dankie dat julle hier was. Ons sal die ligte aansit, maar ons gaan sommer die musiek net so hou, en sit hier as jy 'n oombliekie wil sit. Julle is welkom stilletjies uit die auditorium te gaan. Dankie julle.